Die van julle wat julle Bybels hier het, kan so lank oopmaak by 1 Johannes hoofstuk 5. Ek wil vanoggend met julle gesels oor die onderwerp gehoorsaamheid aan God. Dit was nou nogal 'n uitdaging geweest om 'n prentjie te kry wat daarbey pas. Ek hou daarvan om altyd so 'n ou prentjie daarby te sit. Ek het eers aanvanklik gedink 'n hondjie wat luister vir sy baas. Maar ek is toe nou bang julle gaan sê ek dink julle is hondjies en julle het vlooie en ek wil nou nie daar gaan nie. En toe dink ek aan 'n soldaat, nê, 'n soldaat wat in die weermag is en hy luister na sy generaal, die bevelvoerder en hy salieer die rang wat bo hom is en hy sê ek sal u eer. En as ek dink aan ons eer aan die Here, dan dink ek ook aan ons gehoorsaamheid aan die Here en die wyse waarop ons die Here dien. So ek wil vandag met julle gesels oor gehoorsaamheid aan God en ek wil die klem op 'n spesifieke dingetjie lê wat uit gaan kom uit die skrifgedeeltes wat ek vandag met julle gaan deel. Maar voor ek by die skrifgedeeltes kom, wil ek net eers so 'n paar goedjies sê. Gehoorsaamheid aan God. Dit is iets wat van die begin af ingestel is. Toe God die mens geskape het, vir Adam en Eva, daar in die tuin, nog voor die sondeval, het God vir hulle 'n opdrag gegee. En dwars deur die Bybel heen, tot vandag toe, het ons die opdragte en die instellings van God. God het die mens gemaak met die doel om in 'n verhouding met hom te wees. God is die God van die mens en hy's in 'n verhouding, 'n verbond met hom. En in hierdie verhouding, in hierdie verbond, het God opdragte wat hy gee en hy wil hê die mens moet dit nakom. Nakom vir jou eie beskerming, vir seën en ook sodat die verhouding met God behoue kan bly. Maar jy sien, gehoorsaamheid aan God gaan ook oor 'n mens se hart. Gehoorsaamheid en diens en eer aan die Here is 'n saak van die hart. So wanneer 'n mens die Here gehoorsaam, dan vertel dit iets van die mens se gesindheid, nê? Dit vertel iets van jou hart wanneer jy die Here gehoorsaam. Dit vertel natuurlik ook iets van jou hart wanneer jy die Here willens en wetens ongehoorsaam. Vandat God die mens gemaak het, is hy aktief betrokke in die handelinge en in die lewe van die mensdom. En van die begin af vestig God sy koninkryk. Deur die eeue heen tot vandag toe bou die Here aan sy koninkryk. Amen. Die kerk het tot stand gekom, dit is deel van God se wil, en vandat Jesus die kerk geplant het, bou Jesus aan sy kerk, tot vandag toe. Maar God doen dit deur mense, nê? God gebruik mense wat onder die inspirasie is van sy gees, wat sy woord gehoorsaam. God gebruik mense om sy koninkryk op aarde uit te bou. God gebruik mense om sy kerk te bou, van die begin af tot vandag toe. En nou, as ons kyk na die werk van God, en as ons kyk wat God doen, en dit wie hy is, en dit waarvoor hy staan, dan kan ons vir mekaar sê, alles wat God doen, en alles wie God is goed. Amen. Van die begin af, toe God geskape het, hy het die aarde geskape, alles wat hy gemaak het hy elke keer gesê aan die einde van daardie dag, het hy gesê, dit is goed. Alles wat God doen, alles wat hy na vore bring, alles wat gepaard gaan met sy wil, is in essensie en sal altyd goed wees en dit sal uitloop op dit wat goed is. Daar waar God se koninkryk is daar vrede. Amen. Daar waar God se koninkryk is daar redding.
daar is genade, daar is herstel, daar is waarheid, daar is waarde, daar is alles wat goed is, daar waar God aan die werk is. Amen. So wanneer ek en jy hom gehoorsaam, maak nou nie saak wat hy vra nie, maar wanneer ons hom gehoorsaam en ons beweeg in dit wat hy wil hê ons moet beweeg, dan sal dit altyd uitloop op dit wat goed en wonderlik en edel en goddelik is. Dit sal strek tot die eer en verheerliking van sy naam, dit sal strek tot die uitbouing van sy koninkryk, en dit sal strek tot die seën van mense, jouself ingesluit. Amen. Dit is goed om die Here te dien. Dit is goed om die Here te gehoorsaam. En die wonderlikste van alles is dat alles wat God doen vir die mens, loop ook uit op die ewige lewe. Halleluja. Dis waar ons almal op pad heen is. Nou moet ons ook vir mekaar sê, dat die realiteit is ook daar, dat daar 'n koninkryk van die bose is. Dat daar ook duisternis is, en dat daar ook boosheid in hierdie wêreld is. En dat ons almal liggame het, vleeslike liggame het, wat neig na sonde, wat neig na dit wat nie goed is nie. Jesus praat in Johannes hoofstuk 10 van die goeie herder, en hy sê hy is die goeie herder, en hy kyk na sy skape, en die skape ken sy stem, en dan sê hy daar in vers 10, die duiwel kom om te steel, slag en te verwoes, of die vyand of die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. En daarom kan ons vir mekaar sê, dat oral waar die bose werksaam is daar verwoesting, nê? Waar die bose werksaam is dit wat lelik is, en dit wat afbreek, en dit wat verniel en vernietig. Maar Jesus sê ook in Johannes 10 vers 10, dat hy het gekom, sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. So wanneer ons die Here dien, sal dit strek tot wat goed is. Wanneer ons hom gehoorsaam, sal dit strek tot wat goed is. Maar wanneer ons die bose gehoorsaam, sal dit strek tot wat sleg is, tot wat verwoestend en afbreekend en lelik is. Ons moet ook vir mekaar sê, dat wanneer jy jou vlees gaan dien, jou vleeslike begeertes, of dit nou is vir eie waan, of dit nou is vir een of ander verslawing, en of dit nou welis is, en of dit nou geld is, maak nie saak wat nie, as jy jou vlees gaan gehoorsaam, gaan dit altyd uitloop na sonde. En dit gaan altyd uitloop na dit wat verwoestend is. So ons moet kies wie ons wil dien, en ons moet verstaan, dat dit wat ons dien, of dit wat ons gehoorsaam, het gevolge. Die bose is vernietigend. Die vlees, die eie ek, is sonde. Wanneer ons God dien, en wanneer ons doen wat hy van ons vra, dan sal dit uitloop na dit wat goed is. Amen. Wil jy die Here dien? En wil jy hom gehoorsaam? Ons moet ook hierdie ding vir mekaar sê, om die Here te gehoorsaam, het ook 'n prys. Dit vereis dat jy uit jou gemaksone beweeg. En dit vereis dat jy in sekere situasies teen jou eie wil moet gaan en teen jou vlees moet gaan, om die Here te gehoorsaam. Dit kan dalk bietjie aan jou sak ook vat. As die Here wil hê jy moet geld gee, of dit gaan vereis dat jy jou huis moet oopmaak, of dit gaan vereis dat jy bietjie moeite moet insit. Gehoorsaamheid het 'n prys. Is ons bereid om daardie prys te betaal? Soms gebruik die duiwel die prys wat ons moet betaal as 'n manier om ons te intimideer om in die eerste plek nie gehoorsaam te raak nie. Verstaan? Ons word geïntimideer deur die koste. Ons word geïntimideer deur die moontlike gevolge van
ek wat vir die Here iets doen en dan sê ons nee, ek gaan dit nie doen nie, ek is te ongemaklik. Nou dink hulle snaaks van my, nou doen hulle dit aan my, nou dit, nou dat. En ons wil dit nie doen nie. Maar onthou, die voordeel van gehoorsaamheid aan God, God se eer, God se koninkryk, blessings vir jou, as jy hom gehoorsaam. Moenie mense en hulle reaksies vrees, en as gevolg daarvan nie doen wat die Here wil hê jy moet doen nie. Is daar dalk iets in jou lewe wat jy ervaar die Here jou op lei om te doen? En jy het dit nog nie gedoen nie? Ek wil jou vandag aanmoedig, gaan doen dit. Hou op uitstel. Hou op afstel. Hou op om dit te probeer jou onaktiwiteit te regverdig. As jy weet die Here vra 'n sekere ding van jou, of daar's 'n sekere ding wat hy wil hê jy moet doen, gaan doen dit. En gaan doen dit in oorgawe. Maak seker dat dit wel hy is wat met jou praat. Amen. Maak seker. En gaan leef wat sy woord sê. Wanneer ons praat oor gehoorsaamheid aan God, dan is daar baie verse oor baie dinge wat ek kan uithaal. Ek kan vir ons 'n hele lys gee van moeds, ek kan vir ons 'n hele lys gee van moenies, 'n hele lys van instruksies en bevele, want dit is daar, dit is te vinde in die Bybel. Daar is wette, daar is instruksies, daar is die wil van God wat geopenbaar word in sy woord, daar is dinge waarteen God waarsku, daar is dinge wat God sê hy wil hê ons moet doen, dit is in die Bybel. Maar ek wil spesifiek fokus op een ding wat Jesus gesê het en wat ook herhaal word deur Johannes en Paulus. Ons begin in 1 Johannes hoofstuk 5. Wat sê vanaf vers 1? Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Kom ons stop net gou vanaf daar. God se gebooie is nie swaar nie. Amen. Dit is nie vir ons veronderstel om 'n las te wees om die Here te gehoorsaam nie. Hy sê hierso in vers 3, dit is die liefde tot God. Met ander woorde, hy gee vir ons die antwoord op hoe ons God kan lief hê en hoe ons vir die Here kan wys ons het hom lief, en dit is deur te doen wat hy vir ons vra. En dan sê hy, dit wat God vir ons vra is nie eintlik swaar nie. Vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. OK. Wat is die groot gebod of die groot opdrag van God wat ons moet gehoorsaam? Jesus het dit so mooi vertel vir daardie fariseërs wat hom probeer uitvang het. Ons lees daarvan in Matteus 22, hoe die top skrifgeleerde na Jesus toe gekom het en vir hom gevra het, wat is die grootste gebod? Nou ons moet onthou, daai vraag is gevra om vir Jesus uit te vang. Want as Jesus te veel gelê het na die kant toe dat God verheerlik moet word, dan het hy gesê, maar nou skeep jy mense af. En as hy te veel gelê het na die kant toe, jy moet mooi kyk na jou naaste, dan sou hulle sê, maar jy plaas nie genoeg aandag op die eer van God nie. So, hulle het gedink, hulle is baie slim en hulle gaan vir Jesus uitvang. En Jesus antwoord hulle toe en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand en met al jou krag. Dit is die eerste en die belangrikste gebod. Boom, neergelê, daar is hy. En hy sê, die een wat dan gelyk staan aan hierdie, die tweede gebod wat gelyk staan met hom, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En toe sê hy hierdie sinnetjie,
vers 40. Hy sê, die hele wet en die profete hang aan hierdie opdrag. So wat sê hy vir hulle? Hy sê as julle die hele wet vat, as julle al die instruksies vat en alles wat die profete gesê het, as ek en jy die hele Bybel vat en alles van Christendom vat en van wat God alles al gesê het en ons kondenseer dit tot die belangrikste ding van alles, is dit, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is die onderliggende dryfkrag van alles wat God gesê het tot vandag toe. Amen? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou naaste soos jouself. So broer en suster, as daar 'n wet is waarna ons soek, as daar een of ander ding is wat ons nou soek om te gehoorsaam, as jy wonder wat dit is wat ek moet doen as kind van die Here, is die heel belangrikste ding is om die Here lief te hê en om die ander mense lief te hê soos jouself. Dis die bottom line. As ons net dit kan doen, amper dog ek iemand begin hande klap. As ons net dit kan doen, gaan ons ver kom in die lewe. En ons gaan oorwin. En ons gaan die hokke van die bose skud. Want die liefde bedek alles. Die liefde vergaan nimmer meer. En die liefde sal altyd wen. Halleluja. Jesus gaan verder met hierdie ding en hy sê in Johannes 13 vers 34, julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief gehad het. 'n nuwe opdrag gee ek julle. Hê mekaar lief soos ek julle lief gehad het. Hoe het Jesus sy disippels lief gehad? Hy het vir hulle waarheid gegee. Hy het God se koninkryk gebring. Hy het hulle met respek hanteer. Hy het saam met hulle gelag, hy het saam met hulle gehuil, hy het saam met hulle geëet, hy het hulle gekoester. Hy het sy lewe vir hulle neergelê. Hy het die voorbeeld gestel. Hy sê vir hulle, ek het julle lief gehad, hê mekaar nou lief soos ek julle lief gehad het. En dan sê hy vers 35, hieraan, die manier hoe julle mekaar lief het, hieraan gaan die wêreld sien dat julle in my glo en dat julle my volgers is. So die vraag dan nou uit al hierdie dinge uit is hoe? Hoe het ek God lief? Hoe wys ek vir God ek het hom lief? Wel in die eerste plek sê dit vir hom. Sê dit vir hom. Ons is so geneig wanneer ons bid, dan het ons dankielys en ons het ons inkopieslys, nê. Here, dankie vir hierdie, gee asseblief vir my hierdie en doen asseblief vir my hierdie. Amen. Klaar. Nou imagine, dit is hoe jou verhouding gewerk het met jou man of jou vrou of met jou kinders. Jy kom by die huis, hoor die liefie, dankie vir die kos, sal jy asseblief die wasgoed was en onthou om met my te cuddle vanaand. Okay, goodbye. Of jy gaan op 'n romantiese ete en jy sit daar en jy sê vir jou vroukie of jou man, my intensie is om jou lief te hê. Ek wil jou graag lief hê. Dan gaan hulle wonder, okay, maar het jy nou of het jy nou nie? Wil jy nou of het jy al, of gaan jy nog, waar staan ons met hierdie liefde ding? Nee, wat doen jy? Jy sê ek is lief vir jou. Jy's mooi. Ek waardeer jou. En ons druk mekaar en ons soen mekaar. Nee, mooi, dis mooi, die liefde is mooi. Paulus skryf in Efesiërs, hy sê die verhouding tussen man en vrou is daar gestel om iets te wys aangaande die verborgenheid van die verhouding tussen God en sy kerk. As jy nodig het om vir jou vrou of jou man te sê, vir jou kinders te sê, ek is lief vir jou, sodat die verhouding kan bly, het jy nodig om dit vir God ook te sê. Ons moet daai vrymoedigheid neem en ons moet daai vulnerability hê om te kan bid en sê, Here, ek is lief vir U. Here, ek waardeer U. Ek is dankbaar vir wat U vir my doen. Ek is lief vir U. Ons moet dit sê. Verbaliseer dit. Hy het jou lief gehad eerste, sodat jy hom kan lief hê. Hoe great is dit? Sê dit. En hoe wys jy dit? Jy wys dit deur gehoorsaam te wees.
aan sy gebooie. En die belangrikste daarvan is om ander mense lief te hê soos jouself en om hom lief te hê met alles binne in jou. As die Here jou lei om 'n sekere ding te doen, om dit te doen. As jy weet wat die waarheid is en jy weet wat sy instruksies is om dit te doen wanneer jy in 'n situasie is waar dit van jou vereis word. So wys jy vir God, Here, ek is getrou aan U. Want ons baie ander dinge wat ons kan gehoorsaam, nê? En ons baie ander dinge wat ons kan lief hê, maar ons kies om hom lief te hê en om hom te dien en hom te gehoorsaam. Maak nie saak wat se versoekinge ons bereik nie. Kom ek beweeg aan na mense en dan gaan ek afsluit. Hoe hê ons mense lief? Paulus skryf in Galasiërs hoofstuk 6 vers 2, hy sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. In vers 1 is nou nie daarop nie, maar in vers 1 sê hy, as jy, en dis in my eie vertaling, maar as jy sien iemand dwaal van die waarheid af, moet jy wat in die waarheid is, so 'n persoon in liefde reghelp, maar jy moet in dieselfde proses versigtig wees dat jy nie in dieselfde sonde val nie. Dan sê hy, dra mekaar se laste en gee so vervulling of uiting aan die liefdeswet van Christus. In vers 9 sê hy, ons moenie ophou om te doen wat goed is nie, want op die regte tyd sal ons maai, ons sal op die regte tyd beloon word as ons nie verslap nie. Vers 10 sê hy, ons moet aan alle mense goed doen, maar meeste aan medegelowiges. So hoe gaan ons vir ons familie in Christus en vir ons bloedfamilie en ons vriende wys ons het hulle lief? Ons gaan hulle help dra aan hulle laste. Ons gaan omgee. Ons gaan deel wees van mekaar se lewens. Ons gaan 'n helpende hand uitreik wanneer iemand in nood verkeer. Wanneer iemand deur 'n slegte tyd gaan ons daar vir hulle wees. Jy hoef nie altyd die antwoord vir daai persoon te hê nie. Wees net daar. Stuur 'n boodskap, bel, check in en sê, hey, ek is hier vir jou. Ek weet jy gaan deur 'n moeilike tyd. Ek bid vir jou, ek is hier vir jou as jy my nodig het. Ons bewys ons liefde aan ander mense deur vir hulle te bid, deur hulle met respek te hanteer, deur goeie dade vir hulle te doen, 'n klip uit die pad te rol, die lewe met mekaar te deel en om ook vir mekaar waarheid in liefde te gee. Dis ons verantwoordelikheid teenoor medegelowiges, dra mekaar se laste. Maar ons weet ook dat daar in die lewe ander tipe mense is, nê? Mense wat nie vriendelik is nie. Mense wat nie met ons vriendelik is, mense wat ons nie vriendelik gesind is nie, maar eerder vyhandig gesind is. Ek weet nie of julle dalk vyande het nie. Ek is seker almal het daarom 'n vyand, of iemand wat jou nie goed gesind is nie. Iemand wat die lewe vir jou moeilik maak of probeer moeilik maak. Daar sal tye in ons lewe wees waar dit vir ons voel ons het vyande. Ons het impossible mense om mee te deel. Hulle bestaan. Daai boek wat ek in die boekwinkel gesien het, die titel Help Me, I'm Surrounded by Idiots. Dis daar. Daar is ook mense wat anti-God is. Mense wat anti-Christus is, anti-Jesus is. En by default is hulle dan ook anti-Christene. Hoe moet ons met hierdie mense te werk gaan? Hoe moet ons hulle lief hê? Hoe moet ons hierdie gebod wat God gegee het ook nakom wanneer dit kom by vyande? Want jy sien, wanneer dit vriende en familie en geloofsfamilie is, dan kom dit natuurlik, want ons weet hierdie mense deel dieselfde waardes en dieselfde gesindheid met ons, maar wanneer dit iemand is wat die teenoorgestelde is, dan raak dit moeilik. En ons vlees is van so aard, ons wil terugslaan wanneer ons geslaan word. Wanneer iemand ons seermaak, wil ons terug seermaak. Ons wil kwaad met kwaad vergeld. Dit is hoe ons vlees is. Paulus skryf in Romeine hoofstuk 12, hy begin nou aan vers 19, hy sê, hy haal vir Jesaja aan, waar God praat en sê, die wraak kom my toe. So ons mag nie wraak toeneem, ons mag nie wraak neem nie. Okay? Die wraak kom God toe.
dis syne. Maar dan sê Paulus in vers 20, maar wanneer jou vyand honger is, gee vir hom kos. Wanneer jou vyand dors het, gee vir hom water. Want deur dit te doen sal jy hom rooi maak van skaamte. Die Amplified Bible sê, jy gaan sy gewete aanspreek. So wat vra God van ons? Wat vra die woord van God vir ons, wanneer dit kom by ons vyande, is om teenoorgesteld op te tree. In daai selfde hoofstuk sê Paulus, seën die wat jou vervloek of jou vervolg. Seën en moenie vervloek nie. En dan in daai laaste vers 21 sê Paulus, julle moenie kwaad met kwaad vergeld nie, maar vergeld kwaad met dit wat goed is, want deur goed te doen gaan julle die bose inperk. Wow! Deur goed te doen gaan julle die bose inperk. Deur die Here te gehoorsaam gaan ons die bose inperk. Wanneer iemand vyhandig gesind is of lelik is of hy wil stir of beklei en hy tart jou uit en jy is vriendelik terug en jy tree op in 'n goddelike wyse terug, dan stop jy daai boosheid net daar. Dit kan nie verder nie. Want jy doen nie dieselfde terug wat aan jou gedoen is nie. Is dit maklik? Nee. Is dit moontlik? Ja. Deur die leiding van die Heilige Gees. Daarom het ek en jy nodig om onsself net heeltyd oor te gee aan die Here. Te surrender. Hy sal ons in staat stel om dit te kan doen. Jesus praat oor hierdie selfde ding in Matteus 5 op die bergpredikasie. Hy sê, jy moenie vir jou broer sonder rede kwaad wees nie. En jy moenie vir jou broer sê, raka nie, wat beteken leekop, dis letterlik wat dit beteken. Dis soos jy vir iemand sê, jy het nie 'n brein nie. Moenie dit sê nie, moenie vir iemand sê, jou dom onnosel nie. Dit is wat daar staan, moenie beledig nie. Moenie jou broer beledig nie. Gaan gou vinnig terug na ons valse profete toe. Ons moet hulle uitroep, maar ons gaan hulle nie beledig nie. Daar sien ons in Judas, toe Satan en Michael beklei het oor Moses se liggaam, het Michael geen beledigende woord gebruik nie, maar net gesê die Here bestraf jou. Ons mag nou nie, omdat iemand 'n vyand is, regverdig en sê ek gaan hom beledig nie. En ek gaan kwaad aan hom doen nie. Jesus sê, onthou, daar is gesê, jy moet jou vyand haat en jou naaste moet jy lief hê. Dan sê hy, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Want wat besonders doen jy as jy net mense groet wat jou kan teruggroet? Wat besonders doen jy as jy net mense lief het wat jou kan terug lief het? Hy sê, doen die sondaars dit nie ook nie? Doen die tollenaars dit nie ook nie? Hy sê, maar as julle perfek wil wees, soos wat julle Vader in die hemel perfek is, moet julle julle vyande lief hê. Beteken dit ons regverdig wat hulle doen? Nee. Hoe vind daai liefde uitdrukking? Jy beledig nie, jy seën en jy vervloek nie, jy gee kos as haar kos nodig is, jy gee water as haar water nodig is, jy gee klere as haar klere nodig is, en in jou binnekamer bid jy en jy voer oorlog teen die bose mag wat beheer het oor daai persoon. Jy bid vir daai persoon en jy wees Jesus vir daai persoon. You shower them with the love of Christ. Jy behandel hulle met liefde, dat hulle aan jou kan sien, hier's iets anders binne in hierdie persoon. Dit is ons vyande, laaste kategorie. Ons nou vriende en familie, vyande en dan vreemdelinge. Mense wat ons nou maar so raakloop en so, wat ons nie noodwendig ken nie. Die petroljoggie, die kelner, die vrou wat die til slaan by die Spar, die man op straat. Die persoon is jou nie vyandig gesind nie, maar jy ken nie die persoon nie. Dit is 'n vreemdeling. Wat is ons verantwoordelikheid teenoor hulle? Weer eens terug by wat Jesus gesê het. Hê net lief. Hê net lief.
Wees vriendelik. Wees hoflik. Hê daarom 'n ou glimlaggie op jou gesig. My arme vrou by daai til, sy die hele dag ongeskikte mense, hastige mense, norse mense met hulle eie probleme. Wees jy nou maar net die bietjie ray of sunshine vir die dag. Groet ten minste. Deur te groet erken jy iemand se bestaan. Sê net hallo. Dankie. Dankie. En dan sê jy die Here seën jou. Ek weet baie keer is hulle ook maar nors. Hulle kyk nie eers op nie. Hulle sê net plastiek. Wees vriendelik en sê daai sinnetjie, God bless you. Hulle hoef nie te weet wat jy of te wonder wat in jou gedagtes aangaan nie. Jy hoef nie te weet wat hulle van jou gaan dink nie. Bless net. Die Here seën jou en dan gaan jy aan. Daai plant saadjies in mense se harte. Jy weet nie wat in daai persoon se lewe aangaan nie. Dit kan dalk 'n ander kind van die Here wees, jy weet dit nie. Of dalk glad nie. Daai persoon het ook hulle eie struggles. Daai persoon sit dalk daar met selfmoordneigings en het net iemand nodig om vriendelik te wees. En so druk ons die bose net weg en weg en weg, omdat ons die lig van Christus skyn oral waar ons gaan. Amen. It is more blessed to give than to receive. En een van die wonderlikste dinge om te hoor, wanneer jy iets van jouself vir iemand anders gee, of wanneer jy iets goddeliks vir iemand anders doen, is as hulle omdraai en sê, dankie meneer, dankie mevrou, die Here seën jou. Dis van die mooiste woorde, nee. Wanneer jy iets vir iemand doen en jy besef, het dit nie geld gekos nie, dit het 'n stukkie gehoorsaamheid gekos, hierdie persoon kan vir my niks terug doen nie, maar hulle sê die Here seën jou. Ek wil die Here gehoorsaam, want ek weet dit is tot voordeel van ander. Ek wil die Here gehoorsaam, want dit verbreed sy koninkryk. Ek wil die Here gehoorsaam, want dit druk die bose weg. En ek wil ook die Here gehoorsaam, want ek wil hy moet my seën. En ek wil meer geseënd wees. Wil jy ook? Amen. Kom ons gaan dan en eer die Here en dien hom en gehoorsaam hom oral waar ons gaan. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelvader, dankie vir u woord. Dankie dat u met ons praat deur u woord en u gees. Here, ons daag op vir diens as u soldate. Ons daag op vir diens as u kinders. En soos Jesaja van oud sê ons, Here, hier is ek, stuur my. Gebruik my, Here, oral waar ek gaan, Here, as 'n ligbaken, as 'n persoon van hoop, as 'n kind van u wat u liefde deel oral waar ek gaan. Here, dit is ons begeerte om u te gehoorsaam. En dit is ons begeerte ook om deur u geseën te word. Kom lei ons asseblief, Here, in hierdie saak. Lei ons gedagtes, lei ons harte, help ons om te doen wat reg en goed en goddelik en eerbaar is. Om u te gehoorsaam en nie die bose nie. Om u te gehoorsaam en nie ons vlees nie. Help ons, Here, om altyd deur onbeweeglik en standvastig te wees. Altyd oorvloedig te wees in u werk. Omdat ons weet dat ons arbeid in u en vir u nie te vergeefs is nie. Ons dankie daarvoor, Here, en ek bid ook nou dat u vir ons sal verdaag in u liefde, dat u u hand van genade en seën oor ons sal hou, en dat u vir ons vrede sal gee, tot ons weer by mekaar uitkom. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.